Okay. Okay, cool. Baie welkom by nog 'n episode van Remoer. Wat ek net so maak. Okay, perfek. En die opset lyk 'n bietjie anders, want ons het, wel ek het vandag 'n spesiale gas. Ek en Annika het gedink ons gaan 'n paar episodes 'n bietjie anders doen. So vir hierdie episode het ek my ma op. En die idee agter die episode was om, ons het in een van ons vorige episodes verwys na die kunswerk van Suid-Afrikaanse kunstenaar Ed Young, en hy het onder andere hierdie, ek dink dit is in Johannesburg Middelstad, op 'n gebou, die gebou swart geverf en toe met verskriklike groot wit letters geskryf Call Your Mother. En ons het toe gedink dit is eintlik verskriklik hoe maklik mens vasgevang word in, dus hoe besig die dag is en hoe besig alles is wat mens moet nog doen, dat mens maklik vergeet om soos tyd te maak om verhoudinge met mense aan die gang te hou. En toe, ja, so ek dink dit is ook 'n appropriate manier om die gesprek te begin deur te vra wanneer laas jy jou ma geweld? En dan gaan ek en my ma 'n bietjie gesels oor hoe sy vrou wees en ma wees ervaar het, en ook oor hoe, of wat dit beteken om in 'n moderne wêreld te sê call your mother. Ek is jammer vir die wat nie my gesig mooi kan sien, ek sien die skaduwee in my bril is van nie, maar toe maar wat. Ja, wat dit ook in 'n moderne wêreld beteken om jou ma te bel. Ja, so ons gaan nie vir julle kyk julle maar aan net vir ons, okay. Mamma sê, toe ek net mamma gister vertel het dat ons die episode gaan opneem. Wat mamma eers gedink? Mamma gedink dit gaan weird wees, of soos net fyn. Ek het al klaar gesteeds gewonder, watter vraag gaan jy moet vra? Ja, natuurlijk. Moet ek nie die vraag vir die tyd gekry het nie, dat ek kon onthou. Ja. Nee, dit is so. Ek dink ek en Annika het ook met ons eerste episode toe ons die eerste een opgeneem het. Toe het ons mos net mekaar vrae gevra. En toe het ek ook nie regtig. Dit was vreemd want jy voel of jy moet voorberei vir die vrae. Ja. Maar ek dink die hele doel van ons podcast is half om te sê, weet jy wat, ons probeer soos regte gesprekke hê. En ek meen, soos ek dink van die vrae wat ek het vandag, ek gaan nie soos vra nie, maar net soos gesels, so dit so my notaboek is meer net soos vir punte wat ek nou al gedink het of so. Maar ek dink mens voel of mens moet voorberei vir dit, maar dit is baie meer realisties dink ek as mens nie voorberei nie. Ek weet dat ten minste ek is geneig om te sê, as ek voorberei dan dink ek aan die beste antwoord in plaas net van die regte antwoord. Dis die gedagte. Ja, presies. En dan moet ek ook obviously nou, mamma hoef niks te vertel wat mamma ongemaklik is of so nie. Dus as al goed is wat nie vertel hoef te word, daar's baie wat ek nie vertel nie. So mense hoef nie dit te vertel nie. Ja. Maar ek dink ek wil graag begin by soos, hoe was dit? Mamma's eerste werk was? Wat was ons eerste werk? Ek was 'n onderwyseres. Wat dit die eerste? Dit was my heel eerste Okay. werk. Dat ek klaar gestoot het. Hoe was dit soos vir die eerste dag? En ek bedoel soos, wat was hoe dit gevoel, wat was mamma's ervaring, bietjie geproef seker, onderwysers toe het ook ons geproef. Ja, ons het geproef. Ja. So bietjie proef gedoen voor die tyd, maar was dit heeltemal anders die eerste dag, of was dit wat mamma verwag het gaan wees? Kom ek sê so, die eerste dag toe ek in die nuwe skool ingestap het, was ek verskriklik bang geweest. En ek was gelukkig dat my ma en my pa saam met my gegaan het. Jy kan nie glo nie, omdat dit ver dit was, is dit alles Almal saam in die kar. Want omdat dit in Alexandria was, dit was baie ver Oos-Kaap, so dit was ver van die Vrystaat af, so hulle saam met my daar gewees en die saalopening bygewoon. Ek het op die verhoog ingestap en daar hulle het my voorgestel in die skool. So dit was eintlik 'n kosbare oomblik om my ma en my pa saam met my daar te hê. En so dit was lekker, maar ek het gevoel soos 'n kind wat ek het gevoel of ek niks geleer het nie, of ek niks weet nie, voor die klas gestaan het. So dit maar vir die eerste oomblik was dit dit was 'n bietjie scary, ja. Ja, dit was bietjie scary en ek het nog verskriklik jonk opgelyk. So ek moes van graad 8 tot graad 12 moes ek Afrikaans eerste en tweede taal gee. So van daai groentjie om in te stap, dan was dit baie Ja, dit lyk nog soos die kinders ook. Lyk soos die kinders. Ja. Dit is nogal definitief. Ek dink, maar wat nou sê van dat mense al voel of jy niks weet nie. Ek dink dis iets waarmee ek kan resoneer, soos ek het ook so gevoel. Ek het ook die eerste dag half, hoor jy, ek weet ek het nou neers in ekonomie, maar ek voel of ek absoluut niks in hierdie wêreld weet. Ek voel nie op vooraf begin. Ja, maar ek dink ook tog dis
Dit help tot 'n mate eintlik, want mens gaan baie keer in iets nuuts in en dan dink jy moet weet. Maar deur nie te weet nie, maak dit mense ook oop half vir om te leer. Want ek meen byvoorbeeld soos met my by die werk nou, daar sal konstant vir my tips gegee word, soos hoorie, as jy jou sin so verander, klink dit baie beter. En ek is mal daaroor. Dis vir my verskriklik waardevol as mens kan, soos jy moet obviously oop wees om dit te kan kry. Soos ek weet, ek het nou half hard gewerk aan om seker te maak dat as iemand vir my feedback gee, dan laat weet ek hulle hoorie soos dankie, hierdie is regtig hulpvaardig. Want ek dink dit wys op dat ek nog wil hê. Want as jy nou obviously negatief teenoor dit gaan reageer, dan sit. Maar ja, anyway, ek gaan op 'n tangent. Ek het ook die eerste dag gevoel of ek absoluut niks weet nie. So dit is goed om te weet alle mense voel ook so. Want shame, dit is nie altyd baie lekker nie. Maar dis eintlik my vreemd dat mamma sy ouma het saamgegaan. Ja, Soos as ek nou dink byvoorbeeld aan my vandag en ek dink nie ek sou soos julle sou nie julle was nie die eerste dag toe ek werk gehad daar nie, maar ek was ook van die huis af. Maar ek dink soos die huishoudings het dalk 'n bietjie verander. Die tyd het verander. Ja, tussen toe en nou. In daai tyd, ek meen dit was in 1985 toe ek my eerste onderwyspos gehad het in Alexandria. Die tyd het so verander. Ek meen my ma en my pa het saam met my gery, my trek afgevat en die koshuis ingetrek en al die meubels ingedra. So dit is heeltemal 'n ander situasie. Ek meen dis nie heeltemal dat ek dink soos daar iets geshift in half ook die huishouding dat die kinders is baie meer, ek wil nie sê independent nie, want ek dink tot 'n groot mate nie regtig nie, maar ek dink soos mense gaan makliker uit die huis uit. Ek dink nie soos ek sou vermoed dat meeste mense wat vandag eerste werke toe gaan, hulle ouers gaan nie saam nie. So dit is nogal vreemd om dit nie. Ja, dit is baie vreemd, maar dit is hoekom ek dit spesiaal noem, want dit is eintlik ongehoord. Ja. As ek nou daaraan dink, aan jy was alleen. Ja. Ek meen, ons het net gebel en gesê, hoorie, hoe is dit? Ja. Maar ons was nie by jou geondersteun wat dit aanbetref. Ja. Hoorie, en okay, so toe mamma nou, hoe oud was mamma? Ek was toe 21. Okay, so omtrent my ouderdom. Wat het mamma alles soos gedoen? Okay, dis nou klas heeldag, maar soos het mamma rotines in die oggende gehad of by toe skool gehou het. Dus wat lyk 'n dag in 'n 22-jarige Ananda se lewe? Daai tyd was dit nou, dit was uit my oogpunt uit, ek was iemand wat werkgeoriënteerd was. So ek het nie baie sosiaal verkeer nie, alhoewel ek was in die koshuis. So in die oggende moes ek kyk het dat die kinders opstaan en daai regte koshuisroetine. Ja, soos die onderwyser wat koshuisdiens het. En dan het ek altyd ek was nie baie ver van die skool af, het ek altyd my boeke ingepak. Ek meen dit was die boeke wat so gepak was, hulle was so tafel vol gestaan. Ek meen dis hoeveel? 6, 7, 8, 9, 10, 8, 6. Ja, dis baie klasse se boeke. So dan het ek dit ingesit en dan in die middag ek onthou, ek het gehelp met afrigting van trompoppies, tennis afrigting gedoen, so na skool het jy buitemuur gedoen, en dan in die aande weer, in die middag weer sessies, koshuis toesig, daai tipiese skooljuffrou se werk, en dan naweke, ek onthou een keer het 'n jong boer vir my kom kuier. Wat nou die nuwe juffrou. Ja, natuurlijk, dit was 'n klein dorpie. En dis 'n klein dorpie, hulle kom kyk hoe lyk die nuwe juffrou. So uit nou kom koffie drink in die pot. Ja, eintlik ook fyn. En dan saam, as ek uitgenooi na die gemeenskap toe waar die ander boere goed braai en ons het naweke gebraai en so. So dit was maar dit. Ja. So het mamma nie ooit, ek weet van my onderwysersvriende het ook gesê, soos dis verskriklike soos taxing werk. Want jy's heeldag by die skool omtrent, jy berei, soos onderwysers gaan nie huis toe 5 keer en doen niks nie, soos hulle gaan werk en so. So dis 'n baie, obviously, behels, of eet 'n groot deel van jou tyd op. Absoluut. Was dit iets wat mamma sou verander, of is dit maar net, soos kom ek sê so, soos ons daar, nou dink ek, het mense baie of ek ten minste, ek weet, kan nou nie praat vir mense wat in die onderwys is of dit verander het nie. Maar vir my het ek in die oggende 'n roetine, dan het ek my werksdag, dan het ek in die aand 'n roetine. Soos buite werk, wat niks met werk te doen het. Is dit iets wat mamma sou verander of nie regtig?
Ek dink ek sou seker dit wou gedoen het, maar ek dink nie ek het daai tyd die verwysingsraamwerk gehad om nog verder iets anders te doen nie. Weet jy, Ja. om 'n bietjie meer afleiding te hê nie. Ek dink ek was so werksgeoriënteerd geweest Ja. dat dis werk. Ja. Die werk moes klaar kom. Dis eintlik, dis ook, mens dink nie altyd daaraan dat die hoeveelheid, soos ons kan byvoorbeeld, ek dink wat my motiveer om die roetine te hou is omdat ek kan luister na mense wat sê hoekom dit goed is. Waar ek kan nou soos op YouTube gaan en dadelik 'n video oor dit kry. Waar met julle niemand het julle gesê as julle nie self dit of 'n boek gaan lees of so nie. So dit is definitief, ek dink ook op die ouende, julle generasie het ek dink baie gesondheidsprobleme. Of soos dalk 'n bietjie 'n moeiliker ouer dae. Wat ek dink obviously as mens dalk 'n ander roetine gehad het vroeër, sou dit dalk anders uitdraai. Baie anders. Maar mens kan ook nou nie regtig sê oor dit sou en dan weet mens weet eintlik reg. Ek kan eintlik nie vergelyk dit wat julle deurmaak en wat ons deurmaak nie, maar die feit bestaan jy het net soveel stres deurgemaak as wat ek deurgemaak het. Ja. Net op 'n ander manier. Ja, nee, verseker, die vlak van stres, ek en Annika praat ook gereeld daaroor, die vlak van stres is vir almal dieselfde. Ja. Maar okay, so toe kom maar nou eventually, long story short, getrou, kinders gekry. Daai hoeveelheid werk het nie opgehou nie. Soos dit het aangehou. Hoe die hel het maar dit reg? Nee, ek weet nou nog nie, voel vir my of ek in 'n droom uitwakker word, so ek dink dat ek moet opstaan en kyk dat julle reg is, dat pappa na julle kyk, ek met pappa het geboer daai tyd, so hy het na julle gekyk en ek moet skool toe gaan, AP, en jy moes kleuterskool toe gaan en in die bus later aan. Ek weet nie hoe ek het reg gekry nie, ek meen met eet en wasgoed en alles, alhoewel ek het 'n bediende gehad, 'n swart vrou wat vir my elke dag gewerk het. Ja, maar mens kort iemand as jy voltyds werk. Dit is regtig, ek dink verskriklik moeilik as mens alles self moet doen. Ja, maar ek weet nie, ek kan nie onthou hoe ek daardeur gekom het, soos jy nou dag gesê het, die goedjies wat ek al gedoen het in die kombuis in die oggend, daai tyd voor ek skool toe is. Ja. Ek kon dit nie eens onthou nie. Ja. So, ek dink so het alles so besig dat dit alles so besig dat ek 'n klop goed gemis het. Ja, waarvoor ek tydjie spyt is. Ja, dis nou juist wat ek wou vra, soos dan moes sekerlik 'n tyd gewees het wat of werk of familie 'n bietjie ekstra tyd nodig gehad het. Ja. Maar hoe kies mens watter ene? Soos, want ek weet dit is maklik om te sê jy moet altyd familie kies, maar dit is nie regtig so maklik nie, want die ding is ook jou familie is ook afhanklik van jou inkomste. En as jy nie goed werk by die werkie, dan gaan jy nie jou familie kan versorg nie. Ja. So hoe op aarde besluit mens watter ene om 'n bietjie meer tyd aan te spandeer? Ek dink ek dink mense kom agter, so byvoorbeeld as jy agterkom met jy en AP's kort aandag of julle ek moet tyd maak met julle, dan het jy dit nou maar afgestaan om saam met julle te speel of wat ook al. En dan met jou, ek onthou toe jy klein was, voordat ek begin skool hou het ek en jy baie klein tafeltjie gedek en stoeltjies en dan ons tee gedrink en ek het jou aangetrek en jy het 'n hoed opgesit. Ja, ek onthou daai een foto, dis by die tafeltjie krale, hoed, tee op en ons dink jy pappa kom net en pappa gaan nou saam met jou tee drink. Ja. En ek onthou hoe ek en AP cricket gespeel het. Hele buite cricket gespeel het, maar hy met die balle gevang. Ja, hy het hardloop. Maar ek sal bat. Ja. Sal bat. Ja, ag dis oulik. Ja, dis eintlik mense begin al meer daaroor dink op soos hoe op aarde besluit mens waarom dit hoe om dit te balanseer. So ek dink dit help as mense 9 tot 5 werk het, maar ook werk is nie net altyd 9 tot 5 nie. So dit is maar mens moet besluit, mens moet op 'n stadium agterkom waar hier is behoeftes wat aan voldoen moet word. Ja. Dit moet aandag aan jou en AP en dan pappa gee of wat ook al en die werk bietjie een kan skryf. En dan ek dink op my kop moes ek baie, want ek meen dis 39 jaar verskil tussen my en jou. Ja. Eintlik 40. Ja, sê maar 40. Dit is 'n groot gap wat dit ek moet iewers onthou, ek moet nog steeds cool bly, my bes probeer. Saam met julle op 'n water. Net 'n bietjie harder. Die waterpype by Jeffries. Of ek moes saam met julle afgelei. Kan ek nie onthou wat dit was nie, maar ek onthou by in Kroonstad.
in Kroonstad, Kroonpark. Kroonpark. Okay. Kroonpark daar. Wat ek maar ook moet cool wees in my Moet jonk van gees. weet, alles ek vrek bang om dan Ek het al skoon vergeet daarvan. Ja, ek onthou dit nou. Ja, jy gesê mamma moet ook saam aflei en nie water gee te wat. Ek onthou dit nou. Ja. Ek onthou. Ek het skoon vergeet. Hoorie se mamma, maar dink mamma nie, soos het mamma op 'n stadium dalk begin voel, okay, weet jy wat, ek weet mamma het, of ek twyfel of mamma ooit sou voel, hoorie, maar offer iets op om nou na my kinders te kyk. Maar dink mamma dat mamma 'n ander loopbaan sou, soos karrierwys, soos 'n werksloopbaan sou gehad het, as mamma dalk meer tyd vir die werk gegee het en minder tyd vir die familie. Soos dink mamma het iets opgeoffer in terme van mamma kon dalk nou 'n principal gewees het of soos 'n groot of nie regtig. Ek nie ambisie vir dit gehad nie. Ja. Ek nie ambisie om my op te werk in my werksituasie as 'n onderwyseres nie. Glad nie. Ek dink ek het eerder 'n begeerte gehad om by die huis te bly en 'n taxi mamma te wees. Ja. Wat jy nou weet, dit was eintlik my begeerte gewees om by die huis te wees. Ja. En nooit te gedink ek gaan met weer skool hou. Weet so, maar ek is spyt daaroor nie, ek meen daai moet dit help, maar ja, nie wat ek wou gedoen het. Nee, ek verstaan dit, ja. Nee, ek verstaan dit. Ja, ek dink dit is moeilik as mens moet dink hoorie jy kon, as jy elke dag in plaas van om 5 uur op te hou werk, eerder nog 2 ure insit by die werk, hoeveel karrierbevordering jy kan doen, as jy soveel beter in jou werk is. Maar ek weet nie of ek dink nie ek sien dit as 'n opoffering as mens dit eerder saam met familie bestee nie. Want ek dink ook mens bou aan verhoudinge wat jou weer vol maak vir wanneer dit minder tyd is wat jy het. Ja, So ek meen soos by ons weet ek partykeer is dit baie besig en dan is daar nou nie so baie tyd wat jy met mekaar kan spandeer nie. Maar dan ander kere is dit baie rustiger en dan of maak ons sommer weer jou tyd. Vakansietye en goed dit want dit moet 'n bietjie meer opgemaak. Ja, so daar is dele wat ek dink mens definitief meer tyd aan jou loopbaan gee as wat jy tyd gee aan jou familie, maar ja, ek dink dis okay. Het mamma ooit gevoel dat daar dele is by die skool, soos mamma se skoolpersoonlikheid by die huis invloei, as ek dit so kan sê? Dit is baie gebeur. Ja. Ek dink die later tyd wat ek skool gehou het ek baie aggressief gewees. Nie aggressief nie, ongelukkig of liewer so gefrustreerd dat as ek by die huis instap, moes ek myself dwing om te sê, ek stap net deur hierdie hek, ek moet nie my stres en goed wat ek by die skool beleef het in die huis instap nie, maar daar was tye wat dit regtig 'n invloed gehad het. Ja, ek dink dis normaal, honestly. Alhoewel dit lekkerder is as mens kan sê, hoor jy wil nie dit doen nie. Dink ek dis eintlik maar onmoontlik, want alhoewel jy dit probeer onderdruk, maak dit tog meer stres binne in jouself. So jy's baie vinniger om te klim op iets. Maar ek dink wat ek ook aan dink is soos byvoorbeeld dink mamma die tipe geaardheid wat mamma by die skool aangeleer het by die huis gebeur. Soos ek praat van byvoorbeeld ek sal agterkom my dag as ek nou byvoorbeeld aan sekere dinge werk en is baie data, dan moet ek alles analiseer en ek moet hierdie dink en dit vergelyk met daai. En ek kan partykeer agterkom dat ek goed oordink sien maar by die huis. So dink mamma het my en AP hanteer soos kinders in die klas. Verseker, ek dink ek het julle party daar moedeloos gehad. Veral as ek dit julle huiswerk weer gekyk het, dan as ek spelfoute gesien het, het ek sommer my rooi pen gevat het en die juffrou nog gehelp en juffrou het daai goed raak. Sommer klare sterker rondom dit. Ek onthou AP wat altyd baie keer dan hy moedeloos en sê jy skryf nou hierdie spelwoorde 5 keer uit of 10 keer. Ja, ek onthou uitskryf. Ja, uitskryf. Ek meen ek was nou ewen met AP het hy partykeer uitskryfwerk vir die skool gekry. Want hy het nie klaar gemaak nie. Dan sit ek in die aand en doen sy uitskrywe. Ja, ek het skoon vergeet daarvan. Ja. Ek dink ek weet nie hoe voel julle daaroor, maar ek dink julle het regtig 'n keer ook lekker gevoel hier na mamma asseblief. Ek kan eintlik glad nie van dit onthou nie. Soos ek het nie eers gedink daaraan toe ek aan die vraag gedink het nie. Ek het meer gedink soos
in 'n positiewe lig, ek dink die feit dat mamma vir ons kon help met huiswerk is 'n baie groot win. Ek meen baie ouers verstaan nie wat nodig is vir 'n kind om te leer. En ek dink die feit dat mamma die agtergrond in die onderwys gehad het ook tot bygevoeg tot wat ons, ek meen soos tannie Annelien Lenko se maat my vertel dat as die kinders by haar sy is mos nou arbeidsterapeut, as hulle by die spreekkamer kom, nee wag, dit was nie sy nie, dit was ma daar. Sy is mos nou ook 'n onderwyseres. Dan sê sy vir my by die ouer hande byvoorbeeld dan, ek weet nie of ek hierdie eers mag vertel nie, maar toe maar. Iemand het vir my vertel. Dat dan vra sy die ouers as die kind nie kan lees nie of hulle leesboeke by die huis het. En dan het hulle nie. En ek meen dis 'n belangrike deel wat ek dink lees iemand wat nie maar die feit dat mamma uit 'n agtergrond van onderwys afkom, help ook om te weet hoe jy jou kind moet grootmaak. Ek meen soos vir nuwe ouers dink ek is dit maar baie 'n situasie van soos jy weet nie eintlik wat jy moet doen met jou kind nie. Dus mens kom agter nuwe ouers. Of hulle gee vir die kind 'n foon sonder om te besef hoe belangrik dit vir 'n kind se ontwikkeling is om nie op 'n foon so jonk te wees nie. En ek onthou dis iets waaroor jy redelik streng was. Of ons dit nou nie kon kry nie, of ons nou nie moes gekry het nie, weet ek nie, maar op daai stadium mag julle dit nie, weet julle dit nie. So ek dink dit het 'n baie positiewe angle actually. Of soos byvoorbeeld die take wat julle gedoen het. Het ek nie met gesê hoor kom ons gaan na 'n rekenaar toe en print dit uit, drink dit uit nie. Dit word met die hand uitgeskryf, julle take, en ons het tydskrifte genoeg gehad. So ons het gelees en dit het ook gehelp met die lees. Verskriklik, want jy moet ook soek, want jy moet soek vir 'n foto en jy moet dink terselfdertyd waar dit mooi inpas. Ek het nie eens daaraan gedink nie. Nou dat ek aan dink, besef ek dat dit eintlik 'n baie belangrike, soos dit vorm, ek sê dit konstant vir mense. Wat ek geleer het by my graad byvoorbeeld, is nie noodwendig die feite oor die industrie nie. Maar ek het geleer om op 'n sekere manier te dink. En deur te dink byvoorbeeld, okay, ek moet 'n tydskrif deurblaai, ek moet soek vir 'n prentjie wat pas. Ek moet seker maak soos ek sien 'n prentjie, pas hy nie, hoe kan ek maybe maak dat hy pas? En op daai manier te leer dink, affekteer dink ek van ons lewens baie later as wat mens gedink het dit gaan. So dis eintlik nie eens ongedink nie, dis 'n baie positiewe ding. En as jy nou byvoorbeeld dink aan die take goed en dink jy, dis boring, my maatjies, so goed, dis vinnig gedoen en klaar, maar hier moet jy tyd vat om dit te doen. En inherent, soos jy sê, is daar soveel aspekte wat eintlik tot jou voordeel was, dat jy dit so kon gedoen het. Want as jy by Google intik, jy gaan op die internet, jy tik in, hoorie, ek het 'n taak oor honde. Dan gaan jy 50 prentjies oor honde kry. Maar as jy jou tydskrif deurblaai, gaan jy 50 tydskrifte deurblaai en een prentjie daar kry. Of jy gaan 'n paar tipe artikels kry oor honde, maar jy moet sit en lees daar. Dan soos jy moet presies. En jy moet ons het 'n paar keer, dan moet jy net 'n woord soek wat jy wil hê. Dan moet jy jou sy letters goed uitknip. Heeltemal vergeet daarvan. Dis so belangrik. Dis eintlik so lekker. Dit is eintlik 'n goeie oefening. Baie goeie oefening. So wat sou mamma sê, sal mamma advies gee vir 'n jong werkende? Kom ons sê byvoorbeeld soos iemand wat moet balanseer. Wat is mamma se advies as dit die een ding is wat mens moet onthou? As jy moet kies tussen, sê nou maar, ek sê nie kies tussen nie, maar as jy moet besluit waar jou prioriteite lê. Wat is die? Ek dink as ek terugkyk, dan dink ek die raad wat ek kan gee is dat daar moet 'n balans wees. Nie dat daar 'n balans altyd in my lewe was, maar dit is juist om te kyk, jy moet 'n balans hê van lekker dinge doen en hard werk en tyd insit daarvoor, maar om nagte deur te werk is nie die moeite werd nie, want jy verniel jou liggaam, jy verniel alles. So, jy dink jy's baie cool. Ek meen, ek het elke oggend 3 uur opgestaan. Mamma het baie min straatstelle gemerk en die son sien opkom vir weke. En dan 12 uur gaan slaap ook. En dan 12 uur gaan slaap ook waar ek 'n stukkie gewerk het. So, daai moenie jou tyd mors en dink mense sien dit raak nie. Jou huismense sien dit raak, maar ek meen, ek het tot 5 uur in die middag sit en werk by die skool.
die onderwysers het dit raak gesien, die skole het dit raak gesien, toe ek afgetree het en daai bevestiging gegee het, hulle het my gesien ek het dit te doen, maar wat het dit my gehelp? Ja. Ek het 'n paar goed agter verloor, 'n paar goed kon ek nie onthou van wat my, so jy moet 'n balans wees van werk, maak genoeg tyd om lekker dinge te doen en nie time met jouself te hê. Ja, dis baie belangrik. Dit het ek agterna iets besef wat ek nou eers doen, wat ek vir myself sê, maar ek moet tyd wees vir myself voel, wat ek lekker dinge doen, of net sit en niks doen nie, waar jy altyd voel, hoekom moet jy altyd nie sit en besig wees vir wat? Ja, mense is konstant gestres oor wat jy nog by die werk moet doen. Ja. En dit is op die ou en ek dink ook nie die moeite werd. Ja. Maar mamma het verseker 'n paar goed geleer uit die hele ding uit. Verseker. Oor mamma self bedoel ek. Oor myself. Ek dink die feit dat enigiemand kan opstaan 3 uur en 12 uur gaan slaap het en met 3 ure se slaap funksioneer. Sê verskriklik baie van 'n mens. Ja, en nog 'n heel dag klas te gee. Presies. Ja, dit is nie maklik. Is daar ander goed wat mamma dink mamma voordat die hele, ek noem dit nou proses, maar die hele fase van mamma se lewe deur is. Is daar goed dat mamma as jong Ananda nie geweet het nie en na die tyd dalk nou besef of Ja, ek dink ek sê ek het alles geweet nie. Ek nie geweet daar was nie vir jou 'n verwysingsraamwerk vir jou gesê toe so moet jy jou dag beplan of wat ook al nie. Jy werksbeplanning, ja. Jy tog 'n noem dit job description. Wat jy moet doen. Beskrywing van jou werk, van jou werk, wat jy moet doen. Maar om verhoudings nog te laat werk en aan jou familie aandag te gee, dit is mens nie altyd regtig. Jy was so behept met dit wat jy moet doen, jy moet dit werk. Ek bedoel soos het mamma iets besef van mamma self. Soos het mamma gedink dat ek kan nie nou dink dat ek daartoe in staat is om elke aand so laat te gaan slaap en nog steeds te funksioneer nie. Soos dink mamma het dalk besef mamma het verskriklik baie deursettingsvermoë. Of mamma is dalk dit hoef nie sleg te wees nie. Soos ek bedoel ek kan dalk besef ek het heeltemal te min geduld, maar soos is daar enigiets wat mamma nie geweet het voor die tyd nie, wat mamma nou besef mamma eintlik kon vermag en nie gedink het mamma kan. Ja, ek dink ek praat nie net van die onderwys nie. Ek dink om 'n ma te kon gewees het om ek het nie gedink ek sal dit kan as ek terugkyk en besef ek is deur al die fases. Ja. Dit was vir my nie gedink ek dit sou my beskore wees nie. Dit was vir my baie spesiaal. Ja. Om kinders te kon hê en om getroud te wees en tog om werk ook en al daai klas van dit. So ek nie gedink ek sal dit alles gedoen kry nie. En ek dink my hele skoolloopbaan was altyd so 'n waas gewees. Seker omdat ek nie lekker kon gehoor het toe as skoolkind nie. Was alles so in 'n waas gewees wat ek gevoel het ek mis baie dinge en ek terugkyk en besef ek wow, ek het eintlik baie vermag eintlik. Ja, eintlik verskriklik vermag. Ek dink mens ek gaan nou daar. Kan nie die lig aansit asseblief? Ek dink mens is kom ek vra dalk eerder hier. Wat was mamma die mees mamma het nie gedink mamma gaan dit kan vermag om kinders te hê of so 'n goeie ma te wees nie. Maar wat was die mees rewardingste van dit gewees? Wat was lekker van om kinders te hê? Ek dink my grootste belewenis wat ek gehad het, wat ek verskriklik trots op was, is om my boekmaak hier rond te loop, te weet, hier kom nommer 1 en hier kom nommer 2. Dit was my die lekkerste, ek wil net almal gehad het, hulle moet sien weer iets, ek het 'n boekmaak, dit was baie lekker. Dit was verskriklik lekker. En ek dink wat vir my ongelooflik lekker was, as ek julle tweeetjies kon wys vir mense en ek weet julle alhoewel ek ongelooflik besitlik was op julle. Kon nie gehad het iemand met hulle optel nie, want hulle gaan net kyk, maar dis myne. Dit was die lekkerste, ja. Maar dink mamma, vandat mamma nou
toe mamma net deur daai fase gegaan het. Soos het mamma se prioriteite verander of het dit byvoorbeeld mamma se uitkyk dalk oor die lewe verander. Maar Soos ek kyk dit op die lewe daai besitlikheid is ook 'n Ja. vorm van beskerming. van beskerming, ja. So het dit in plaas van om oulik en kind persoon te word, Ja, het dit dalk verander na ek is 'n ma, ek moet beskerm. daar's hy. Of- En ek het altyd gevoel my 2 kinders is die belangrikste. Dis die belangrikste omdat ek so besig was, maar Ja, ek altyd julle was vir my belangrik. Ek meen Ja. ek sou my laaste sent vir julle gegee Ja. of wat ek sou my te nagekom het om te weet julle twee is okay. ja. En, Ja, ek dink selfs as julle nou groot ook is. Ek Ja. meen dit is voel vir my julle is nog steeds al het ek julle gerelease, julle is nog steeds vir my baie belangrik. Ja. Dink mamma, dit het mamma se prioriteit as vrou verander en geshift na ma toe of hoe werk die dinamika tussen om 'n vrou te wees en 'n ma te wees? Alhoewel ek dink dit het baie soos dit kan dieselfde wees. Ek dink jy kan albei wees. Jy kan Maar altyd wees. As ons praat van die prioriteit is die kinders. Verander dit mense uitkyk oor om 'n vrou vir 'n man te wees of nie regtig? Ek dink dan dit is 2 verskillende wêrelde. Om 'n vrou vir 'n man te wees, Net 'n bietjie harder. om 'n vrou vir 'n man te wees is heeltemal 'n anderste uitkyk as wat ek 'n ma is my kinders. Ja. So dit is twee verskillende verantwoordelikhede wat jy het. Maar baie keer vermeng dit. Ja. Ja. Ek dink mense definitief voel ek kan nou nie praat nie want ek is nou nie een van die twee nie, maar ek bedoel net soos ek dink mense kan definitief sien hoe jou kinders is half deel van jou. En jou man is ook, dit is, maar ek dink jou man hy's 'n ander persoon. Hy is 'n heeltemal ander entiteit. Ja. Waar jou kinders was vir so lank deel van jou dat daar 'n baie emosionele koneksie tussen 'n ma en 'n kind. Ja, ek dink 'n baie meer emosionele band. Ja. Emosionele Nee, dis definitief ek dink 'n tipe soos dis nie iets wat jy besluit nie. Dis inherently daai van ek wil ook nie eintlik dit sê nie want ek weet ek moet sensitief wees vir ma's wat dalk nie 'n koneksie met hulle kinders voel nie. Maar in ons lewe dink ek definitief mens ja, anyway. Die man is 'n afsonderlike entiteit en ek dink dit laat jou baie gebonde aan jou kind voel. Ja. Het mamma toe mamma net vrou geword het, gedink dat of was ons soos druk geweest om 'n spesifieke tipe persoon te wees? Ag, dis van toepassing op ma ook as suppose, maar was daar 'n spesifieke soos het mamma druk ervaar vir hoorie dit is wat 'n vrou is, ek moet dit wees. Of ewen dit is wat 'n ma is, ek moet dit wees. Of het mamma nie daai tipe druk ervaar nie? Groepdruk, dit noem mens ook groepdruk. Dit is 'n vorm van groepdruk, ja, onder alle mense gemeenskap. Ja. Dat jy daar's 'n druk van jy moet 'n ma wees. Jy moet by die VLI aansluit en sulke goeie doen. Ja, 'n goeie vrou weet hoe om kos te maak of kos te maak en daai klas van dinge. Jy moet weet hoe om te doen, jy moet weet om kinders groot te maak. Maar dis stressvol want ek was nie daai tipe ma wat 'n boek gevat het oor dit nou so en so en so en ek moet daarby hou nie. Alhoewel jy het maar gehoor, okay, as die wind waai maak jy ore toe. Ja, jy weet die basics. Ja, basics moet maar ek dink ek was baie keer dalk miskien bietjie te hard op julle twee gewees. Maar as jy seer gekry het afgevee, dan is tog nou dit maar dit. Nee, maar dis fyn. Ek dink nie dis 'n probleem nie. Ek dink definitief daar is julle opgepiep. Verseker nie. Maar dit het ons positief beïnvloed, moenie worry. Ek dink daar's definitief 'n tipe dis vandag 'n bietjie moeiliker, so dis hoekom ek dit eintlik vra is. Daar's so baie wat gepraat word en alhoewel dit nou nie direk in ons tipe omgewing en ons gemeenskappe betrokke is nie, is daar baie mense wat soos dis 'n groot vraag. Jy is nie vandag onkant gevang wanneer iemand vra wat beteken dit om 'n vrou te wees nie. Want baie mense soos daar's nou 'n hele kultuur van mense wat sê 'n vrou kan 'n persoon wees wat 'n man was wat nou 'n vrou is. So dis 'n belangrike vraag dink ek om te vra in terme van wat se tipe druk het mamma ervaar om gelabel te word as 'n vrou?
alhoewel mense vrou is, soos dit is in ons gemeenskap vandag nog so dink ek, Ja, maar dit is mense, nie onderhandelbaar. dit is nie onderhandelbaar nie, maar om 'n goeie vrou te wees, het 'n sekere half tipe kriteria gehad. Soos 'n goeie vrou pak haar man se kosblik, of 'n goeie vrou maak seker die wasgoed is reg, of 'n goeie vrou ry die kinders rond, of sulke goed, verstaan maar, so daar's baie, ek dink dis druk wat ek weet nie of mense dit vandag eintlik ervaar nie. Soos ek dink daar is verseker, maar ja, dis eintlik al hoekom ek gevra het daaroor. Dis die agtergrond van die vraag. Ja, ek het in 'n huis groot geword wat die vrou moes kos maak, moes wasgoed was en kinders skool toe vat of wat ook al, dit is daai tipiese verantwoordelikheid. Ja. Maar ek het nie altyd dit alles bygehou. Ons het dit ek het nie regtig gedupliseer nie. Ek meen, ek het skool gehou, pappa moes julle rondry. Ja. Maar dink mamma, dit het die hele definisie van wie mamma is as 'n vrou verander. Soos dit beteken obviously nie vir my 'n minder vrou gemaak of 'n minder 'n ma gemaak nie. Ja. Ja, ek het geweet ek is 'n vrou. Ja. Ja, en 'n ma en 'n goeie in beide. Ek dink dis verseker vandag baie mense is geneig om te sê nee, die vrou doen nie al daai meer nie. Maar ek en Alnika praat ook gereeld daaroor dat mens eintlik baie waarde vind in dit te doen. Soos dit is vir my goed en lekker om te weet, okay, die wasgoed is reg. Ja. Die mense vir wie ek lief is taken care of. Ja, So ek dink 'n vrou vind in daai geval satisfaksie, baie waarde. Ja, mens voel tevrede. Jy die einde van die dag kyk, joh, wat het ek alles gedoen? Presies, ja. En ek dink mans weer voel baie keer wanneer hy na sy kinders en sy vrou kyk, dan voel hy ook daai tipe tevredenheid. So ek dink eintlik die verduideliking wat mense of die waarde wat mense aan dit geheg het verander oor die jare. Maar ek begin ook optel tussen ons jong mense, soos dis iets wat weer besig is om terug te draai. Soos al hoe meer mense begin besef hoorie, maar hulle is eintlik baie gelukkig in die tradisionele rolle. Ja, so dit is net vir interessant dat dit ja, en ons as vrouens is nie regtig gebou. Ek meen, praat met my, ek het altyd gesê, ek is nie gebou om elke dag te gaan werk van 8 tot 5 nie. Ek wil by die huis wees. Ja. Jy voel partykeer, jy's nie gebou vir dit. Ja. Nee, en dis my ook, ek het nou opgeleid, mamma sê van soos, mamma het nie daai ambisieuse dryf gehad om nou te, en alhoewel mens, ek dink as jy jonk is, dalk dit ervaar, ek meen mamma het in baie van die ander hiërargie wel opgewerk, by die VLI en die ATKV en die kultuurorganisasies en sulke goed. So dit verseker, so mens voel dit tot 'n mate, maar ek dink vrouens is baie, dis 'n baie masculine energy, praat ek en Alnika baie van, soos dis 'n tipe van 'n dryf wat in 'n man natuurlik op groot hoeveelhede voorkom. So ja, ek stem saam tot 'n mate. Vrou vind dalk meer tevredenheid daarin deur dit nie, met die exceptions natuurlik, maar ek dink dink mamma dit het, of ek kan ook eerder so vra, wat is in mamma se opinie 'n sterk vrou? Is dit iemand wat, soos ons nou gesê het, in die hiërargie opbeweeg en dis 'n sterk gedrewe vrou? Of is 'n sterk gedrewe vrou iemand wat na haar familie kyk en seker maak die wasgoed is reg, seker maak die kos is reg, seker maak nie net fisiese goed nie, maar dat hulle gesin en hulle familie emosioneel ook versorg. Is hulle albei sterk vrouens? Wat dink jy? Ek dink as jy jou werk opset ek dink dit baie met mense persoonlikheid op te doen. As jy jou persoonlikheid het om hard te werk en jy wil jou opwerk in 'n posisie is jy ook 'n sterk vrou. Ek dink ek hou my hoed af vir sulke vrouens wat voltyds werk en nog huishouding kan hanteer of dit laat doen. Ja. Of en nog kinders het. Ek hou my hoed vir sulke vrouens af. Ja. Want hulle is hulle kan baie dinge gelyk doen. Ja, maar ek dink ook die feit dat mamma deur baie van dit is, kan mamma ook waardeer hoe harde werk dit is. Ja, is so. Ja, en ek meen ek as jong vrou het baie kultuurorganisasies bygewoon en was in leiersposisies. Maar as ek nou dink 'n huishouding is wow, dit is so ekstra ding wat jy op jou skouers het wat jy dra.
jy moet alles insit of niks. Ja. Jy moet iets insit want jy moet daai resultate kan sien. Ek dink dit is wat lekker is. Ja, dit is baie rewarding, Ja, definitief. ja. Ek dink mens is baie geneig om byvoorbeeld te dink dat vrouens sag en net teruggetrokke is. Ja. Dit is belangrik wat mamma sê van jou persoonlikheid. Ek dink definitief dat dit 'n baie groot uitwerking op wat mense en wat vrouens wil bereik en tot waar hulle wil gaan. En ek dink definitief dat dit nie beteken dat as jy dit nie wil hê nie, jy nie 'n sterk vrou is nie. Glad nie. Ek wonder of mamma advies het vir vrouens wat hulle stemme wil laat hoor. Dus mense wat wil uitpraat oor iets. Ek weet mamma het baie soos activism werk gedoen, soos mamma het daai eendag met die rolstoele gaan rondry en sulke goed. Maar so 'n bietjie van dit, soos vrouens wat activism wil doen, maar ook meer soos iemand wat sê nou maar opinies wil lewer, 'n vrou wat 'n sterk opinie dalk het. Ek dink nie, soos ek sê, ek hou nie daarvan om noodwendig te sê ek dink vrouens kort advies want ons doen dit nie, maar ek dink dit is nog steeds dis lekker om tussen vrouens te gesels daaroor. En ek dink byvoorbeeld aan ja, wel ek dink nie aan iets nie, maar anyway, net soos in general, is daar iets wat mamma sal sê, dis waarna ek gedink het. Byvoorbeeld, mens kan vinnig dink dat 'n vrou moet harder praat of sy moet in haar masculine energy inlean en bietjie meer grof aantrek werk doen sodat hulle wil haar ernstig opvat. Of dink mamma juist deur bietjie meer aan jou feminine te werk. Dus ek is geneig om baie vinnig, omdat ek 'n vinnige bewegende persoonlikheid het en ek het 'n sterk stem even wat wys ook dat ek go. Ja. Maar ek probeer myself nou konstant herinner om ook bietjie meer in my feminine energy in te lê. Om half te sê, okay, weet jy wat, ek hoef nie altyd dit te doen nie. En ek bedoel soos iets soos klein soos, weet jy wat, as ek inkopies gaan doen het, om nie al die pakkies 50,000 in my hand te dra nie, maar vir Lenko te sê, hoor, jy kan nie my gou kom help. En in daai sin ook, mense moet ook spasie bied vir ander mense om na jou te kyk ook, meen ek. Ja. Maar, ja, so eintlik die vraag is, dink mamma, 'n vrou se stem kan weer gehoor word of sy kan ernstiger opgeneem word as sy harder is, of dink mamma dis beter as sy net haar vroulike self is? Ja. Ek dink dit sou ideaal gewees het as mens meer kan vroulik wees. Ek meen, ek het dit nie altyd gedoen nie. Ek het altyd ek laat my baie aan jou dink, aan myself dink, as jy nou so praat, baie keer hard voorgekom, of nie bombasties nie, maar as ek 'n standpunt gehad het, het ek hom gesê. Ja. Baie keer nie altyd op die regte manier gesê nie. Ja, nie altyd baie sagkens gesê nie, net reguit gesê. Ek reguit gesê, of reg of weg, dit wat altyd, en ek dink dit is baie keer waar mens as vroue fout maak. Ja. Jy kan dit op 'n sagter manier sê, jy kan dit op 'n liewer 'n vraag vra as in plaas van om 'n opdrag uit te deel. Okay, in die aard van my werk was dit opdrag uitdeel. Sien, dis nou weer een van daai punte waar dit half invloed in mense lewe in. Want dis jou ek gee opdrag vir die klas. Ja, so dit maak jy sal dit en dit en dit en dit. Ja. So dit het deur gegaan huis toe, en ek meen almal het dit nie altyd so almal het altyd so gevat nie. Ja, of soveel geduld met dit gehad. Soveel geduld met dit gehad, en dan ek nie die geduld gehad. Ja, dit is so. So mens hoef nie jou duim op iets te druk, te dink jy's in beheer. Ja, mens kan gerus 'n bietjie meer op luister. Ja. En luister ook. En ek dink ek kan ook hoor dat mens, al wil jy daai opinie hoorsit, deur 'n sagter manier dalk aan te neem of 'n meer vroulike manier dalk aan te neem, gaan jy dalk jou punt baie beter oorkry. Dis 'n leerskool wat ek nog steeds leer elke dag. Hoorie mamma, en is daar enige iets wat mamma wil bylas by wat ons nie gespreek het oor nie? Nou dadelik aan iets dink. Dan gaan ek my laaste vraag vra. Wat as wie wil mamma onthou word? Dis onthou word.
Ek weet nie, of dit is 'n moeilike vraag. baie moeilike vraag, om eintlik iets oor die goed oor jouself te sê. Dis moeilik, nie hè? altyd te maak. Dis baie moeilik. Nee, dis moeilik. Ja. Vraag. Ja, ek dink ek wil onthou word as iemand wat uit niks uit iets gedoen het. Ja. Uit niks uit iets laat werk het. Ja. Of ek dink ek wil onthou word as iemand wat vooruit iets raak gesien het. En ek het dit nie altyd op die regte manier hanteer nie, maar ek dink ek het 'n ongelooflike praktiese manier van dinge doen wat nie altyd so ontvang is nie. Iemand wat baie tyd ingesit het en Ja. hard gewerk het en dit. Ja. Wel ek dink dis 'n goeie lys en ek dink nie dit is uit touch nie. Ek dink dit is baie akkuraat. Ek meen daar's baie gewees dat mens pop friggin slaapsakkies is gemaak uit leftover materiaal en ek meen pasta en 'n moerbei resep is gemaak uit net pasta en 'n blikkie in die kas. Ja, So daar's ek dink dit is 'n baie akkurate. Ek dink mamma sal herinner word of onthou word as. Ja, ek het nou nie nog vrae nie. Maar ek wil net lekker. Ja, dit was fun. En ek dink dis soos ons ook aan die begin gesê het, dis belangrik om te tyd te maak vir goed wat mens baie keer vanselfsprekend aanvaar. Ja. En ek dink ook ek en Elnike gaan nou nog weer oor die kunswerk praat, maar dis baie maklik om iets so eenvoudig soos 'n selfoonoproep dis baie eenvoudig om te mis dat iets so eenvoudig soos dit Net 'n oproep maak. so emosionele koneksie kan maak. Ja. En ek dink dis ook die overarching idee is om te resoneer met dit en ook half ander mense aan te moedig om 'n selfde tipe emosionele koneksie te hê. Ja. Of at least te reconnect met iemand wat 'n emosionele koneksie met jou het. Hoeveel te meer nie jou ma wat ek dink 'n baie inherent emosionele koneksie aan mense het. Of as jy byvoorbeeld as dit nou ek dink nou daaraan as jy oor iets wonder of jy weet nie wat om te doen nie. Dis so 'n oproep ver. Ja. Ja, dis alhoewel mense dink daar's baie. Ja, dis so 'n oproep ver. Jy hoef nie ver te gaan soek nie. Presies, ja. Ja, dis letterlik 'n oproep ver. Ja, oproep ver, ja. Ja, ek dink ons sal die episode hier afsluit. Ek wil net graag ek wil nie graag nie, maar ek dink ek en Elnike hoop dat hierdie episode as episodes as 'n herinnering dien vir jou om ook jou ma te bel en in te delf in die emosionele koneksie en die voordele wat dit het vir 'n mens. En die belangrikheid om nie net hierdie verhoudinge as vanselfsprekend te aanvaar nie. Ja, wel, like en subscribe en bel jou ma.